As jy vanoggend jou Bybel saamgebring het, ons is by Lukas, ons gaan lees uit Lukas 23, daarvan vers 44 af. Lukas 23 van vers 44, ons is by die laaste kruiswoord vanoggend. Die laaste kruiswoord sê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Lukas 23 van vers 44 af. Kom ons sit net so, dan sluit ons die oë. Troue hemelse Vader, dankie dat ons vandag hier kan sit in 'n kerkgebou. Dankie dat ons u kan aanbid. Dankie dat ons weet dat u getrou is. Dankie dat ons weet vanoggend dat die liefde strek van generasie tot generasie. En dat u ook ons wat hier sit, dat u ons liefhet. En dat niks ons kan skei van u liefde nie. En Vader, as ons vanoggend hier sit, dan is dit ons hartsbegeerte om u woord te hoor, om u woord suiwer te hoor, om toe te laat, en daarom stel ons onsself beskikbaar vir u werking, Heilige Gees. Dat u in ons lewens inspreek vanoggend. Dat u ons lewens kom verander waar dit nodig is. Ons wil graag al hoe meer verander om soos Jesus te wees. Kom lei ons, kom praat met ons asseblief. Ons is u gemeente hier te saam. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Lukas 23 van vers 44 af. Dit was al omtrent 12 uur. Toe kom daar duisternis oor die hele land, en dit het tot 3 uur geduur. Die son het opgehou om te skyn. Nou weet ons het so rukkie terug het ons daaroor gepraat, dat van 12 uur tot 3 uur was daar nou duisternis gewees. En 3 uur was die gewone tyd wanneer hulle by die tempel gaan 'n offerlam gebring het, die middagoffers gebring het. Nou, dit is in daai spesifieke tyd dan, dat Jesus dan sterf, dat hy die lam vir ons sterf, vir ons sondes, die perfekte offer word. Die voorhangsel in die tempel het middeldeur geskeur. Jesus het hard uitgeroep, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Na hierdie woorde het hy die laaste asem uitgeblaas. Toe die offisier sien wat gebeur het hy God geprys en gesê, hierdie man was werklik onskuldig. Ons lees tot sover. Net daardie kerngedeelte, vers 46, Jesus het hard uitgeroep. Hy het nie saggies gesê nie. Vader, in u hande gee ek my gees oor. So, as ons net gou terugkyk op die kruiswoorde, ons het nou vir 'n paar weke, het ons saam 'n pad gestap rondom die kruiswoorde. Ons het begin waar hy gesê het, Vader, in u hande gee, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Daarna het ons stilgestaan by vandag, toe hy vir die man aan die kruis sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Daarna het hy, nadat 'n klomp van die mense al weg is, al die nuuskieriges, en net 'n paar mense daar rondom die kruis staan, toe het hy daai nuwe geloofsgemeenskap eintlik geskep, wat hy sê, daar is u seun, daar is jou moeder. Aan die kruis dink Jesus nie aan homself nie. Al die pad dink hy aan my en jou. Hy het my en jou in gedagte wanneer hy aan daardie kruis hang. Maar as ons gaan kyk na die volgende klompie kruiswoorde wat hy uitspreek, dan is dit amper meer van toepassing op homself, sou mens sê. Maar as ons teruggaan in die Ou Testament, dan sal ons sien dis eintlik profetiese woorde wat hy spreek om profetiese tekste te laat vervul. En daardie woorde wat hy spreek, wat 'n mens sal dink het gaan oor homself, is eintlik
bedieningswoorde, menende, daar's baie bediening daarin, daar's baie waarde vir my en jou daarin, daar's 'n boodskap daarin vir my en jou. En dan sê hy daai laaste woorde, waarom het u my verlaat? En wanneer hy sê, waarom het u my verlaat? Dan sê hy dit, en hy het daardeur gegaan, sodat ek en jy nie verlate hoef te voel nie, dat ek en jy nooit daai verwydering tussen jou en God hoef te voel nie. En wanneer hy sê, maar ek is dors, dan ervaar hy dit, sodat ek en jy nooit daardie dors hoef te ervaar nie. Wanneer hy sê, dit is volbring, tetelestai, dan sê hy dit, sodat ek en jy baie meer kan kry, as waarvoor ons gevra het. En vandag kyk ons na die gedeelte wat sê, in u hande gee ek my gees oor. So wat sê dit van Jesus wanneer hy aan die kruis hang? Hy was onselfsugtig gewees. Sy hart van liefde, wat hy van die begin af van sy bediening af gehad het ook daar na vore gekom, aan die kruis, in sy moeilikste oomblikke. Dit kon alles gebeur, omdat hy 'n verhouding met die Vader gehad het. Kon hy hierdie goed uitspreek. Nou, as hy daar aan die kruis hang, en die wêreld kyk na hom, sou die wêreld dalk gesê het, wel, daar's die koning van die Jode, soos die bordjie bo die kruis sê, die koning van die Jode. Die Jode maak hulle eie koning dood. Daardie rabbi wat al die wonders gedoen het, wat bly van hom oor? Hy hang aan die kruis. Hy wat gesê het, in 3 dae breek ek hierdie tempel af, en ek bou 'n ander ene. Wat gaan nou daarvan word? Was dit maar net bloot woorde gewees? Sien, wanneer dit kom by iets soos die dood, dan is dit vir my en jou so finaal. En wanneer Jesus daar aan die kruis hang, dan is sy dood ook finaal. Daar is eintlik nie die mense wat daar staan sê, maar daar sê jy terugkom daarvan nie. Alles is verby, dis 'n totsiens. En in die geesteswêreld dink die duiwel, wel, ons het oorwin. Want ek het nog steeds beheer oor die dood. Wat alreeds daar van Genesis af ingetree het. Het ek nog steeds beheer. En hier hang die Seun van God. En wat gebeur met die Seun van God? Hy sterf soos al die ander mense. So wanneer die duiwel daar ook by die kruis teenwoordig is, dan dink hy hierdie goed. Min wetende wat eintlik daarna gebeur. Wanneer Jesus hierdie woorde sê, Vader, in u hande gee ek my gees oor, dan gee hy nie boedel oor nie. Hy sê nie, dis nou maar so, dit is verby nie. Hierdie is nie woorde wat hy spreek wat ietsie sê van 'n nederlaag nie. Dis nie woorde wat spreek van mislukking nie. Hierdie is oorwinningswoorde. Hierdie woorde, wanneer hy dit spreek, dan is daar 'n stuk vertroue en geloof wat daarin vervleg is. Vertroue in die Vader, geloof in die Vader. So hierdie woorde word ook vir my en jou 'n bedieningsmoment. Wat sê, hoe vertrou jy die Vader met jou lewe? Glo jy ten volle? Glo jy onwrikbaar? Is soos daai Arabiese spreekwoord wat sê, believe in God, but tie your camel. So, ek glo in God en ek sê ek glo in God, maar hier wil ek nog steeds beheer hê. So ek kan nie my kameel net so los nie. Dis ietsie daarvan. Ons sê hier in die kerk, nee, ek glo in God, ek vertrou hom, al die goed. Maar aan die ander kant is daar 'n klomp goed wat eintlik vir my daarop wys dat ek glo dit nie heeltemal nie. Nou natuurlik, een van die moeilikste dinge in die lewe is nie noodwendig werk nie, of lyding nie, of om te wag in 'n tou nie. Dis om beheer oor te gee. Dink gou daaroor. Dis om totaal beheer oor te gee, om nie meer in beheer te wees nie. Vir my persoonlik, ek sê dit altyd, en genadiglik is ek nog 'n paar keer gespaar daarvan, nie so baie nie, maar vir my is die slegste, as jy daar op die
die teatertafel hê. En dan weet jy weet wat gaan nou gebeur. Hulle gaan ek weet nooit lekker of hulle die inspuiting in die drip sit of wat ook al nie, of die masker opsit nie, maar dan is daar totaal geen beheer nie. Ne? Gee heeltemal beheer oor. Dis moeilik. En die Here wil hê dat in hierdie lewe, met al sy uitdagings wat ons in die gesig staar, wil hy net vir ons sê, deur hierdie woorde, om beheer oor te gee. Ek en jy het geleer om dokters met ons gesondheid te vertrou. Om finansiële instellings met ons geld te vertrou. Om mense met ons emosies te vertrou, om ons daarmee te help. Maar wanneer dit kom by die onbekende, wanneer dit kom by die toekoms, wanneer dit kom by goed soos die dood, is my vraag aan jou vanoggend, wie vertrou jy? Wie vertrou jy dan? Aan die kruis kom stel Jesus vir ons die voorbeeld. Aan die kruis wil hy ons kom leer van 'n paar goed. Want in daai laaste oomblikke wat hy aan die kruis hang, daai laaste woorde, wat hy nie net fluister nie, wat hy uitskree, wat hy uitroep, Vader, in u hande gee ek my gees oor, dan spreek dit van vertroue. Dit spreek ook van beheer oorgee aan die Vader. En Jesus vertrou daar dink mooi daaraan, hy vertrou sy eie dood aan die Vader toe. Hy gee heeltemal beheer oor aan die Vader. En Jesus doen dit sodat hy vir my en jou kan wys dat ek en jy dit ook met vrymoedigheid kan doen. Jesus kom bou daar, wanneer hy hierdie woorde spreek, kom bou hy die brug tussen lewe en dood vir ons. Wanneer hy sê, in u hande gee ek my gees oor. Die doderyk, die Sheol, soos wat hulle sê, oorweldig nie alles nie. Dis asof, wanneer Jesus hierdie woorde spreek, dan moet dit vir my en jou eintlik soos 'n stukkie gordyn wees wat oopgetrek word, wat sê ek en jy kan die ander kant sien. Die ander kant van die lewe kan ek en jy sien. Hy sê dit sodat ek en jy die Vader met ons eie dood kan vertrou. En Paulus kom gee vir ons 'n stukkie troos, né? Want dit is een van die goed waaroor ons mos maar baie bekommerd is, oor die dood. Moenie vir my sê jy het nog nie daaraan gedink nie. Want elkeen van ons, dit gaan met elkeen van ons gebeur. Dat ons voor daardie oomblik kom, wat ons is maar almal, soos wat hulle sê, een asemteug weg van die dood af. En hierdie kom sê vir ons, en Paulus kom skryf vir ons, en Paulus kom sê vir ons, en hy gee vir ons nog 'n stukkie hoop, hy sê vir ons, weet jy wat, die Heilige Gees is vir jou gegee, as waarborg, vir die lewe hierna. So as jy vanoggend weet dat die Heilige Gees in jou is, moet dit vir jou 'n stuk vrede gee vir die lewe hierna. 1 Petrus 1 skryf vir jou daaroor. 1 Petrus 1 sê vir jou, onthou God berei jou voor vir jou eie dood. Hy sê soos wat God jou voorberei, berei hy ook jou plek voor waarheen hy jou vat. Die hemel, jou ewige tuiste, jou vaste gebou, hoe jy dit ook al wil noem. En hy sê, ek beskerm hierdie plek, en ek beskerm en bewaar jou, sodat ek jou eendag hierheen kan vat. Maar vir jou om hier vandaan af te gaan hiernatoe, wat is nodig? Dis vertroue, dis geloof in Jesus Christus, en dis om beheer oor te gee, om daardie stap te vat. En nou kom wys Jesus vir ons, Jesus kom bou die brug daarheen, en hy praat hier oor vertroue en beheer oorgee. En wanneer hy hierdie woorde spreek, dan is dit nou nadat hy onskuldig aan die kruis hang, na hy daar bloedbelope aan die kruis hang, na 3 ure van duisternis,
kom hy maar weer terug en hy sê, kyk hoe mooi sê hy dit. Hy sê nie daar God nie. Hy sê nie Here nie. Hy sê Vader. Dit spreek iets van daardie verhouding. Daai intieme verhouding wat hy het, Vader. Hy ervaar 3 ure duisternis. My God, waarom het U my verlaat? Maar daarna spreek hy God aan as Vader. Dit sê vir ons iets van 'n verhouding, van liefde, van sorg. En vertrou hy sy hele hart, sy hele lewe, sy hele wese net aan die Vader toe. En so sê die Vader ook vir my en jou, ek sal jou nie verlaat nie. Ek sal jou nie in die steek laat nie. En die Grieks is so mooi en so kosbaar as ons kyk na die Griekse teks, want wanneer hy sê ek gee oor, daardie oorgee is om, die Griekse woord sê eintlik, ek vat iets, my kosbaarste, vat ek en ek vertrou dit. Dis 'n toevertroue van my kosbaarste besitting. En jou lewe is kosbaar. Is die kosbaarste wat jy het. En nou sê die Griekse teks eintlik vir jou, jy moet jou kosbaarste besitting, en dit is jouself, moet jy oorgee aan die Vader. En dit is waar beheer inkom, beheer en oorgawe, né? Jesus kom wys vir ons dat oorgawe bring eintlik lewe. Hoor mooi. Hy gee homself oor in die Vader. Vader, in U hande gee ek my gees oor. Ek gee my kosbare besitting en dit is ek self. Ek gee dit oor aan U. Geen beheer meer nie. Maar wat doen die Vader met die kosbaarste besitting? Aan die ander kant van die dood skep hy lewe. En omdat hy dit met Jesus gedoen het, dan sê hy vir jou ook, as jy jou kosbaarste besitting vir my gaan gee, en dis jouself, jou lewe, en as jy my vertrou in daardie oomblikke van jou eie dood, dan skep ek vir jou lewe. Daardie oorgang het Jesus kom bewerkstellig. Wanneer jy jou geld in die bank sit, of vir 'n finansiële instelling gee, né? Dan hoop jy nie, jy vertrou. My vraag aan jou vanoggend is, in watter mate vertrou jy God? Want jy sien hier in die lewe, het mense al gesien, mense is vaardig, en mense het 'n klomp vaardighede, en 'n klomp, hoe gryser jou hare word, dan sê ons mos altyd, daar's 'n klomp wysheid by. So, menende, ek het nou al gesien hoe werk die lewe. En dit beteken vir my, so ek is vaardig, so ek kan 'n klomp goed uitsorteer in die lewe. Maar dis nie wat God van jou vra nie. Hy vra net totale oorgawe om my te vertrou met jou pad. Hy sê nie eers vertrou, ek moet hom vertrou wanneer my planne nie meer uitwerk nie. Hy sê nee, vertrou my nou alreeds met jou pad vorentoe, wat ek vir jou het. En dit is totale oorgawe. Dis soos 'n kind. As 'n kind bang is, sê nou 'n kind is bang en hy hardloop na pa of ma toe. Daardie kind wat na die ouer toe hardloop, vra nie eers nie, staan nie eers stil en sê, gaan pa my nou beskerm hier of gaan pa my nie beskerm nie. Daai kind hardloop met volle oorgawe reg in sy pa se hande in, of in sy ma se arms in. Dit is oorgawe, dit is vertroue. Pa sal my beskerm, ma sal my beskerm. En dit is presies dieselfde wat die Here wil hê, dat ons net met volle oorgawe sal hardloop. So vertroue beteken net om jouself neer te lê. Nie net vir die Here te sê, Here, help my want my planne werk nie uit nie. Here, ek kies U, selfs al verstaan ek nie wat tans besig is om te gebeur nie. Ek gee totale beheer oor. Dis om jou vrese oor te gee. Dis om jou finansiële omstandighede oor te gee vir die Here.
Dis om jou kinders oor te gee vir die Here. Dit beteken jy moet jou gesondheid ook oorgee vir die Here. Hoe baie, kom ons toets dit gou, en ek moes myself daaraan toets. Hoe baie van ons wat nog kinders in die huis het? Hoe baie keer, en julle wat kinders het wat al uit die huis uit is, hoe baie keer het jy nie al gesê, Here, hou my net in hierdie lewe tot my kinders net uitgesorteer is, tot my kinders groot is, getroud is of wat ook al is, onafhanklik is. Spaar my net daarvoor. Nee, ons het dit, ons sê dit almal, ons vra die Here daarvoor, nee. En toe ek besig was met hierdie boodskap, toe dink ek by myself, want ek vra self vir die Here, Here, spaar my net asseblief, dat ek net my kinders kan kry dat hulle onafhanklik is. Is reg, dan is dit reg met my. Maar toe moet ek vir myself die vraag afvra, vertrou ek die Here? As ek die Here met my lewe vertrou, as ek die Here met my eie dood vertrou, dan moet ek hom ons vertrou as hy my wegvat van die lewe af na die ewige lewe toe, dan moet ek hom vertrou dat hy met hulle wat agterbly, dat hy vir hulle sal sorg ook. Jy sien die beginsel van, ek vertrou die Here, maar Here moet my asseblief net nie neem terwyl my kinders nog klein is nie. Dan vergeet 'n mens partykeer, onthou, die Here stap met elkeen van jou kinders se pad. Dis hoekom jou kinders hier is. Dis hoekom hulle in hierdie wêreld is, want hy het 'n plan en hy het 'n droom vir hulle. Maar ons as ouers wil daardie beheer hê. Maar terselfdertyd wil ons sê, Here, ek gee beheer oor aan U. Sit dalk van julle wat bekommerd is oor julle kinders. Of, jy weet, gaan hulle werk kry, wat dalk nou matriek is, of wat op universiteit is, as hulle klaar gestudeer het, of wat oor see sit, met hierdie oorlogssituasie. Gaan hulle gaan, wat? Here, ons weet nie. En die Here sê net vir jou, vertrou my. Jy sit dalk hier en jy worstel met finansiële goed, of jy worstel met jou gesondheid, en dan sê die Here vanoggend vir jou, vertrou my. Vertrou my met jou lewe. Ek het daar begin, al het jy foute gemaak langs die pad. Vertrou my nou. Gee beheer oor. Moenie alles gaan staan en uitwerk nie. Hy sê in Spreuke 3 vers 5, vertrou my met jou hele hart. En as hy Ou Testament praat van hart, dan is dit eintlik jou hele wese, jou hele menswees. Die hele pakkie van wie en wat jy is. Hy sê, vertrou my nou vanoggend daarvoor. In die moeilikste oomblikke aan die kruis, skree hy dit uit. Hy roep dit hard uit. Vader, in U hande gee ek my gees oor. Ek gee totaal geheel en al alles oor. Nou moet ons vanoggend miskien vir mekaar sê, oorgawe is nie maklik nie. Ons kan maklik hieroor praat, maar dit is nie maklik nie. Hoekom sê ek dit? Want gaan kyk wat het Jesus gedoen, want onthou, Jesus was waarlik God, maar hy was ook waarlik mens gewees. En wat doen hy? Hy bid ook, Vader, as dit U wil is, laat hierdie lydensbeker van my af weggaan. Hy het ook bloed gesweet daar. Dit was vir totale oorgawe was moeilik. Dit was ook 'n stryd gewees. So totale oorgawe is nie net maklik nie. Dit kos iets. Daai vertroue kos iets. En as jy bereid om te vertrou. As jy bereid om te sterf in jouself, om los te maak wat agter is, uit te strek na wat God vir jou voorgee, hierdie nuwe denke daaroor. Oorgawe is gelyk aan oorwinning, want God is in beheer. Oorgawe aan hom beteken dat daar 'n opstanding is. Maak nie saak wat die lewe na jou kant toe gooi nie.
En ons moet vir mekaar sê vandag, die lewe is nie altyd regverdig nie. Slegte goed gebeur met goeie mense en ons sê dis onregverdig dat hierdie goed gebeur. En ons verstaan nie alles, want ons lewe in hierdie gebroke wêreld. Maar ten spyte van dat slegte goed met jou gebeur, sê dit nie dat God sleg is nie. Want God sê vir jou, maar terwyl jy hier is in hierdie stikkende wêreld, wil ek hê, moet jy my koninkryk uitbrei. Gaan aan, vertrou my met jou lewe. Maar die belangrikste is wat hierna gebeur. Daai oorwinning is reeds, jou plek is reeds vasgemaak. So vertrou my. Al is die uitdagings hier groot, ek is betroubaar. Jy kan my vertrou. Vertrou my met alles. Vertrou my met jou lewe. En dis wat Jesus kom doen het. Daardie laaste kruiswoord sê dit vir ons. Totale oorgawe. Nou as Jesus die Vader kon vertrou met sy laaste asem, wil jy nie vanoggend die Vader vertrou met die volgende asemteug nie. En aanhou vertrou totdat jy en ek die laaste asem uitblaas. Hy's binne in jou. Die Heilige Gees is binne in jou. Hy wil saam met jou stap, maar hy soek oorgawe aan jou. Ek wil vir jou geleentheid gee om self 'n paar oomblikke met die Here te praat. Vader, ons kom na U toe as mense wat in 'n stikkende wêreld woon, waar mense mekaar haat, waar daar oorlog is, waar daar hongersnood is, pyn en lyding is. Sommige van die goed ervaar ons aan ons eie lywe, Here. Vanoggend kom ons net en sê, ons weet nie wat voor lê nie. Ons het nie 'n kristalbal nie, Here, maar ons het vir U. En ons weet dat U 'n almagtige God is. Ons weet dat U 'n plan het vir ons lewens. En U weet, Here, wie sit hier of wie luister na hierdie boodskap, wie se lewe dalk uitmekaar uitval. Wie se planne nie uitwerk soos wat hulle gedink het nie. Wat bekommerd is. Vader, en ek kom bid en ek kom pleit dat U grootheid en U genade in elkeen van ons se lewens sal inkom en dat U vir ons 'n vrede sal gee wat alle verstand te bowe gaan, dat U in beheer is. En daarom, Here, gee ons vanoggend totale beheer oor. Kom, Here. Ons kan nie. Ons wil nie verder nie. Ons volgende asemteug, kom wees U in beheer. Kom wees U in beheer, totdat ons eendag daar by U is, in U arms is, veilig by U. Kom lei ons, kom praat met ons. Daarom gee ons vrese oor, ons toekoms, ons onsekerheid, en ons laaste asem gee ons oor aan U. Want ons weet in U hande is ons veilig. In Jesus naam bid ons dit. Amen.